Nou ja, ons is by die derde aflewering van 4 wat die vraag beantwoord en so 'n bietjie breedvoeriger kyk na waarom die wegraping nie plaasgevind het op 23 en 24 September nie en die gevaar dan wat ons begin hanteer het met u en wil voortgaan mee is die gevaar en die strikke waarin die sogenaamde datumbepalers hulle self bevind en die gevolge van die feit dat jy 'n datum heg aan iets waaroor God jou nie aangestel het nie en wat God 'n verborgenheid wil hou. So kom ons kyk so 'n bietjie dan by die derde aflewering verder oor waarom dit 'n probleem was vir datumgewing en waarom die wegraping dan nie plaasgevind het op 22, 23 of op ons datumkalender 23 en 24 September nie. Maar voordat ons wil wegspring, wil ek net weer vir jou terugvat na 'n skema voorstelling van die verborgenheid van die eindtye met Daniël 9 en waarby ons dan ook verlede keer stilgestaan het die onderskeid en gapings in die verborgenheid wat die apostel Paulus dan met ons in 1 Tessalonisense en dan ook in 1 Korintiërs dan met ons gedeel het. Jy sal onthou dat ons gesê het dat Daniël kom op 'n plek aan die einde van die ballingskap toe hy die Here soek en hy onthou dat die profeet Jeremia gesê het dat die ballingskap 70 jaar sou wees. Begin hy dan in hoofstuk 9 om die Here te soek ten opsigte van wat gebeur hierna met sy volk. Hy bely dan in die eerste gedeelte van hoofstuk 9 die sondes namens die volk en vra dan die Here vir wat is die pad vorentoe. En dan kom 'n engel na hom toe en hy begin vir Daniël 'n profesie gee oor wat gaan gebeur, iets wat verborge was. En die profesie handel oor die 70 sewetalle met 'n baie definitiewe gaping in die middel. Daniël 9 vers 24 tot 26 handel dan oor die eerste 69 weke wat opgedeel is in 7 weke en 62 weke, 49 en 434 jaar, wat dan 69 weke jou 'n totaal gee van 483 jaar, waar dit begin met die opdrag van koning Artasasta in 445 voor Christus, dat Serubabel die tempel moet gaan bou, die Jode saam met Esra moet kan terugkeer Jerusalem toe, en Nehemia 2 teruggaan om die mure van Jerusalem op te bou. En dan sê die profesie baie duidelik aan die einde van vers 26 van Daniël 9, dat aan die einde van die 62ste week, of dan die 69ste week as ons dan altyd op mekaar tel, die vors of die gestalfde uitgeroei sal word. En dit het plaasgevind met Jesus se kruisiging. Dit bring ons dan by 7 jaar, 1 jaar week. Die 70ste week wat dan oorbly, wat God dan onderbreek toe die Jode Jesus by sy kruisiging as Messias verwerp het. Is daar 'n gaping tussen die 69ste week vers 26 en Daniël 9 vers 27, waar God dan nou in die tydperk van genade terug of wegdraai van die Jode af, die apostel Paulus aanstel as die apostel van die heidene, en dan hierdie genade dispensasie of dan verborgenheid nou die afgelope 2000 jaar voortduur en sy einde sal hê by die wegraping, waar God dan die weergebore kinders van die Here, Jode en nie-Jode, wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, wegneem, sodat hy in 'n tydperk van 7 jaar of dan die 70ste week kan terugkeer om Israel voor te berei in 'n tyd van benoudheid, Jakob se tyd van benoudheid, sodat hulle gereed kan wees vir die sigbare koms van Jesus en die belofte dat hy vir Dawid, op die troon van Dawid, in Jerusalem, vir die Jode 'n koning sal wees.
So die verwagting van die Jode, dis waarom hulle hom verwerp het by die kruisiging, is dat hulle Messias volgens hulle verstaan van Jesaja 9 vers 5 en 6 nie moes sterf. Maar nie die verskil tussen die eerste koms en die tweede koms gesien het nie. En die belofte, die verwagting van die Jode, as jy selfs in Handelinge 1 vers 5 en 6 kyk, dan vra hulle vir Jesus nadat hy opgestaan het, gaan u nou die koninkryk op, gaan u nou koning word, want dis ons verwagting van ons Messias. En in hulle koninkryk van die hemele is dan nou hierdie Matteus 13 se gelykenisse wat dui op die fisiese koningskap van Jesus vir die Jode op aarde. Vir die nie-Jode of die heidene is daar 'n koninkryk in die hemel en dis waarom die wegraping plaasvind. Maar kom ons stop dit eers daar sodat ons kan voortgaan met dit waarmee ons dan nou besig is. Maar hierdie inligting sodat u kan sien waarom dit belangrik is om dispensasies te verstaan, onderskeide en gapings raak te sien sodat jy jouself nie vasdraai met dinge wat Jesus vir die Jode sê, soos byvoorbeeld Matteus 24, wat niks uit te waai met die wegraping. Wat Paulus vir die heidene sê in 1 Tessalonisense 4 is wel wegraping, maar Matteus 24 het niks uit te waai met wegraping, maar eerder Matteus 24 dui dan op die sigbare tweede koms van Jesus. En leidend dan net die volgende. Ons het in deel 2 stilgestaan by die gapings en die onderskeid wat hierdie datumbepalers mis wanneer hulle nie die woord van die waarheid regsny en nie die gapings onderskei dat Jesus in Matteus 24 baie belangrik met Jode praat en dat Paulus met die heidene praat wanneer hy praat van die wegraping. Ons gaan kyk na die vraag is waarom die angstigheid vir ons om te fokus op tekens vir die koms en dan die nood aan 'n datum. Waarom moet ons tekens hê? En ons het gesien dat daar geen tekens vir die wegraping is nie. En hoekom moet ons nou 'n nood hê aan 'n datum? Ons moet gereed wees elke oomblik. Ons hoef nie opgesweep te word elke jaar dat dit nou by die fees van die trompette gaan plaasvind. En nou is ons gereed ewe skielik en nou wil ons die boodskap van verlossing aan almal bring. Dis 'n deurgaande gereedheid, 'n deurgaande boodskap van waarskuwing. Ons is afgesluit met die hantering van die apostel Paulus se aanbieding van die verborgenheid van die wegraping. En ons het teksverse gekry wat gebruik word om enigsins die dag en die datum van die wegraping te bepaal en gesê, dis onskriftuurlik, omdat die skrifdele gebruik word van die Joodse feeste wat buite konteks vir die wegraping en die verbinding aan die wegraping is. Nou kom ons begin en ons gaan bietjie verder en ons antwoord die vraag dan, waarom het die wegraping nie plaasgevind in September maand? Ons gaan onderskei dan nou in hierdie oomblik tussen die verskil tussen die wegraping en die tweede koms en kyk na die datum en die tyd dat dit by beide geleenthede volgens die Bybel onbekend is dat niemand sal weet nie. En dis baie belangrik dat die wegraping en die tweede koms se datum en die tyd van die vervulling onbekend is. Die skrif is duidelik dat die uur van of die sigbare koms van Jesus ook nie naby of bekend is soos wat die apostel Paulus dit hanteer het nie. Die nabyheid kan enige oomblik wees, maar dis nie naby of bekend aan ons nie. Dit kan vanmôre wees, dit kan oor 'n week wees, oor 'n jaar wees, dit kan enige tyd wees, dis God se bepaling. Ons is nie deel van die organiseringskomitee van die komsdag nie. Ons is deel van die ontvangskomitee of die verwelkomingskomitee. En dis baie belangrik om dit te verstaan. In 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 1 skryf die apostel Paulus aan die gemeente in Tessalonika, hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie,
deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Ons het gesien verlede keer, dat daar 'n baie duidelike onderskeid is tussen die dag van die Here, die kleur in groen, die wederkoms, die sigbare koms, en dan die dag van Christus, ons vereniging met hom, of dan die wegraping, baie duidelik onderskei. Paulus sê vir die gemeente, moenie beangstig raak of verskrik word, asof julle nou 'n brief van ons gekry het, dat die dag van Christus al daar is nie. So dis baie belangrik, dat ons kyk na die voortbly by die onbekendheid. God bepaal die dag, en hy het niemand gevra om die dag namens hom te besluit nie. Die onderskeid tussen die dag van die Here, 1 Korintiërs 5, en die dag van Christus, 1 Tessalonisense 4 en 2 Tessalonisense 2, is baie belangrik om te onderskei. Nou die gedeelte is 'n voortsetting in 2 Tessalonisense 2 van die gesprek rakende die misleiding van valse profete van die stad, wat verkondig het dat die gestorwenes in die gemeente nou verlore is, omdat hulle gesterf het voor die sigbare koms van Jesus. Paulus het nou nog nie vir hulle die wegraping, dis 'n nuutheid, dis nog nie algemeen bekend. Hy het in sy eerste brief gepraat van die wegraping. Maar die valsheid was gewees in die stad, is dat hierdie mense nou verlore is, omdat hulle gesterf het voor die koms van die Here. Die gedeelte onderskei in 2 fasisse van sy tweede koms. Vers 1 praat van 2 dele bymekaar geplaas, die wederkoms verskoon van ons Here Jesus Christus, die eerste fase, en dan die tweede fase, ons vereniging met hom, wat dan die eerste fase van die tweede koms is. So die wederkoms, sy sigbare koms, is die tweede fase in die groen, en die eerste fase is dan ons vereniging met hom, of dan die wegraping. Vers 2 is dan die wegraping, waar hy praat van die dag van Christus. Vers 8 van 2 Tessalonisense 2 onderskei die 2 fases vir my baie mooi, waar Jesus die mag van die antichrist sal vernietig, waar hy sê, by die verskyning van sy wederkoms. So aan die ander woorde, vers 8 onderskei hierdie 2 fases, waar Jesus nou nie kom vir sy heiliges by die wegraping nie, maar kom met sy heiliges, by sy verskyning, sy openbaring, om homself bekend te maak, en sy sigbaarheid. Die wegraping is onsigbaar en skielik, die wederkoms is sigbaar. Nou ek sê onsigbaar, dit gaan skielik plaasvind, maar ek wil vir jou sê, almal gaan daarvan weet. Dit gaan nie 'n stil wegraping wees nie. Alhoewel dit 'n onsigbare wegrukking is, gaan almal die oomblik van die wegraping en daarna baie duidelik weet. Maar die tweede koms van Jesus is sy verskyning, sy openbaarmaking. Die Grieks praat van die apokalipsis of dan die epifania, die skollig wat skyn, die verskyning of die openbaring van Jesus, waar hy die mag van die antichrist gaan vernietig. Vers 3, hy sê, laat niemand julle dan op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, gebeure gedurende die verdrukking, waar die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander wat hom bo God verhef, na wat God is, of voorwerp van aanbidding, sodat hy die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hierdie afval is 'n tydperk van wat die wegraping vooraf gaan, maar die werklike afval gaan wees, is wanneer die wegraping plaasgevind het, en die antichrist as die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander, en die een wat in die tempel gaan sit, en voorgee dat hy God is en aanbidding eis, dat dit belangrik is. Vers 5 sê, onthou julle nie, dat ek dit vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie.
Vers 3 en vers 5 praat van die verdrukkingstyd na die wegraping en die beheer van die anti-kris wat aanbidding in die middel van die verdrukking sal eis as hy in die tempel gaan sit wat hy vir Israel gedurende die eerste 3,5 jaar gebou het, om met hulle 'n valse verbond te sluit die eerste 3,5 jaar. In die middel van die verdrukking gaan hy in die tempel instap, hy gaan sê, ek is God, aanbid julle my nou, julle staak julle offers, julle vat 'n merk. En dit onderskei julle dat julle Jesus verwerp en my as julle Messias aanvaar. Vers 6, en nou, weet julle wat hom teehou? Die anti-kris en sy openbaring word teëgehou, sodat iets moet gebeur. En hierdie teehouer hou sy koms weg, sodat hy nie op sy tyd geopenbaar word nie, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Ons onthou, vers 3 en 5 het gesê, dat dit 'n tyd van afval is, 'n tyd van agteruitgang is, wat ons reeds nou al beleef. En dat dit na die wegraping met rasseskrede sal ontplof. Die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk, net totdat hy wat teehou uit die weg geruim is. Vers 6 en 7 praat van die teehouer, wat die openbaring van die anti-kris verhoed. Die teehouer is die spesiale werk van die Heilige Gees in kinders van God gedurende hierdie genade dispensasie, dat 'n mens deur genade nie op grond van jou werke gered kan word en die Heilige Gees in jou hart woon. Die oomblik as die wegraping plaasvind, stop hierdie genade dispensasie en die Heilige Gees sal weggeneem word. Sy genadige werk sal van die aarde af weggeneem word, soos wat die kinders van God met die wegraping weggevoer. Dit beteken nie die Heilige Gees is nie meer op die aarde nie, maar sy werkswyse gaan verander, soos wat dit in die Ou Testament was, sporadies en insidenteel. Alles kom tot 'n einde by die wegraping. En dan die openbaring en die regering van die anti-kris. Eers met 'n valse vrede, dan met 'n alles oorheersende gesag wat aanbidding ophys en sy volgelinge merk met sy teken. En Openbaring 13 praat van die getal van die mense 666. Vers 8. Dan sal, nadat die anti-kris geopenbaar is en die anti-kris sy volle loop, dan sal na die wegraping van die kinders van God, die geregtige geopenbaar word, wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, deur die verskyning van sy wederkoms tot nuut sal maak. Met ander woorde, as die anti-kris die wegraping plaasvind, sal die anti-kris geopenbaar word, die ongeregtigheid. En dit sal voortduur vir hierdie 70ste week, totdat die Here Jesus sal kom en die anti-kris met die asem van sy mond sal verdelg by sy wederkoms. Vers 9 sê, hy wie se koms, die openbaring van die anti-kris, volgens die werking van Satan is, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word. En hierdie genade dispensasie sal hulle aan die anti-kris, of na die dispensasie, aan die anti-kris oorgegee word, omdat hulle die liefde van die wêreld, van die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie, maar die liefde van die wêreld, en die liefde en die ondersteuning en die loyaliteit van die anti-kris, van die duiwel aangeneem het, om nie in hierdie tydperk van genade gered te word nie. Vers 11, en daarom, omdat hulle nie betyds gered geword het, sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongeregtigheid. So die oomblik as die mens in die genade dispensasie nie ag gee op die roepstem van die Here nie, en omdat hy nie betyds gered geword het nie, en die wegraping plaasvind, God by beide kante van die wegraping die krag van die dwaling sal stuur om die leuen te glo. En mense glo vandag die leuen, dat jy met jou goeie werke en met jou kerklidmaatskap en met jou doop en al jou ander dinge
in die hemel kan kom. En net so, na die wegraping, met die krag van die leuen sal glo en die antichrist sal aanvaar as hy vir hulle sê hy is die Messias. Vers 8 tot 11 praat van die oomblik na die wegraping, maar ek is ook van mening dat dit praat van net gebeure van voor die wegraping. En die gruweldade van die antichrist oor 'n tydperk van 7 jaar, as jy Daniël 9 vers 27 lees, die 70ste jaarweek van Daniël. 'n oomblik waar die duiwel absolute vrye wil en vrye regering en vrye beheer gaan hê oor mense wat Jesus tot en met die wegraping verwerp het. Ek wil vir jou sê, as mense in die genade dispensasie voor die wegraping God kan verwerp en die leuen kan glo, wil ek vir jou sê, dit gaan onmoontlik wees om mense om gered te word na die wegraping. Die hele gesprek hier verander van vrees en onsekerheid vers 1 tot vers 17 se kalmte en rustigheid. Die oomblik wanneer hulle die verborgenheid van die apostel leer ken het en God se woord van redding en onderskeid aanvaar. Dit was treffend geweest toe ek weer opnuut hierdie gedeelte lees, 'n gedeelte wat mens so goed ken. Kyk bietjie wat sê hy. Vers 16. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en hoop gegee het in genade, julle harte vertroos en versterk in alle goeie woorde en werke. Die vrees en die onsekerheid wat daar by die gemeente geheers het, toe hierdie valse leraars vir hulle sê, dis nou verlore. Totdat wanneer jy hierdie openbaring snap, sê vers 16 en 17, julle harte vertroos en sterk met 'n ewige troos en goeie hoop, wat hy in hierdie genade dispensasie vir ons gegee het. Let op ook die verskil tussen die julle en die hulle. Die julle is wat die troos gaan hê, die rustigheid en die kalmte, as jy verstaan. En hulle wat by die antichrist gaan vasklou en deur die verdrukking gaan en gaan sterwe omdat hulle mislei, is 'n baie duidelike onderskeid. Ons sien dus dat die wegraping daar is, maar dat die tweede koms nog verder is, aangesien daar talle dinge eers moet gebeur voordat die tweede sigbare koms van Jesus kan plaasvind. Jesus bied in Matteus 24 'n aantal tekens wat moet plaasvind voordat hy sy koninkryk aan die einde van die verdrukkingstyd op die aarde sal kom vestig. Wat sê ons dus? Datumbepalers sweep mense op vir 'n sekere tyd, waar dit eintlik moet wees, kinders van die Here, elke oomblik gereed sal wees vir daardie dag en daardie oomblik wat niemand weet. Moenie dat mense jou opsweep om by spesifieke getye jou nou gereed te maak en die wederkoms te verwag en 'n boodskapper te wees nie. Maar wees elke oomblik gereed. Moenie opgesweep word deur datums wat mense geen reg het om te gee nie. Kom ons kyk vervolgens na tekens vir die wegraping. Ons het so 'n bietjie by die vorige gedeelte daaroor stil gestaan. Die apostel Paulus bied absoluut geen tekens vir die wegraping. Die liggaam van Christus leef in 'n ander dimensie as die volk Israel. 2 Korintiërs hoofstuk 5 gee vir ons 'n baie duidelike antwoord hierop. Paulus sê, want ons weet, hy praat met gereddes. Ons weet, dis die tweede brief van die Korintiërs. Dis na die eerste een waar hy vertel het van die verandering wat gaan plaasvind in 'n oomblik en 'n oogwink. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gesterf het, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Onthou julle, die Jode verwag Jesus as koning op die aarde. Paulus sê, ons wat Jesus aanneem,
As ons sterwe, het ons 'n gebou, 'n huis in die hemel. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind word nie. Want ons wat nog in die tent is, lewe op hierdie aarde, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Die sterflike en die tydelike met die onsterflike en die ewige. So Paulus bied 'n baie belangrike onderskeid vir ons hier in sy tweede brief in hoofstuk 5. Hy sê, maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Sien, jy leef in 'n ander dimensie as die volk Israel. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Dis 'n baie belangrike beginsel om te verstaan. Die kind van God lewe met die inwoning van die Heilige Gees, die sekerheid, die onderpand, die waarborg van sy saligheid, deur geloof en nie deur wat hy sien en wat hy beleef nie. Dis duidelik dat die Jode tekens nodig gehad het ter bevestiging. Kinders van God het dit nie nodig nie. 1 Korintiërs 1 vers 21 en verder praat Paulus, sê, want aangesien, hoor nou, in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Paulus sê, vir ons is die kruis die krag van God, maar vir hulle wat verlore gaan is dit dwaasheid. God het, omdat hulle die wysheid nie ken nie, het dit God behaag om deur die eenvoud van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n Struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. 1 Korintiërs 1 vers 7. Ek gaan vir jou 'n paar teksverse lees. Sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus. Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Paulus het gesê, ons burgerskap is in die hemele. 1 Tessalonisense 1 vers 10. En sy seun uit die hemele verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons die toekomstige van die toekomstige toren verlos. Titus 2 vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Die saak wat Paulus bevestig is dat Jesus verwag moet word en nie aandag gegee word en geplaas word, ons aandag plaas op tekens nie. Ons wil afsluit van hierdie gedeelte en begin kyk na die probleem met datumbepalings. Twee probleme met datumbepalers en datumbepalings wie se voorspellings nie die waarheid word. Nommer 1, dit maak dat mense wat eerlik die Here soek, begin fout vind met ander dinge wat in die skrif staan, omdat die duiwel vir hulle sê, daar iets wat die datumbepalers nou gesê het, verkeerd gebeur. So die skrif is nie gesagvol nie. As hierdie 'n fout was, dat die wegraping op 22 en 23 September moet plaasvind en nie plaasvind, is daar dalk nie ander foute in die Bybel.
So mense wat eerlik die Here begin soek, begin in die struikval om foute begin vind vir met die woord. 2. Dit gee die mense wie die wegraping verwerp, meer skietgoed om mense verder te mislei. Hierdie valsheid en onverskilligheid in die omgang met die Bybel ontmoedig sommiges en laat ook toe dat ander van die weg afdwaal en ander uitwees soek, omdat die Bybel dan foute in het. En mense wat dan nou op die randjie sit van skeptisisme, nou begin afdwaal van die pad af en ander uitkomste soek. Daar's 'n paar sleutelpunte om uit hierdie 2 punte dan nou te neem. Kom ons sluit dan hierdie gedeelte so af. Nommer 1, enige datumbepaling is onskriftuurlik. Dis sleutelpunt nommer 1. Dis onskriftuurlik en dwaas om datums te bepaal. 2, dis 'n mors van kosbare getuienistyd. 3, God werk nie met dieselfde tydskalender as die mens nie. Die mens sal dit nooit kan bepaal nie. Wanneer Jesus praat van niemand sal die dag en die uur weet nie, praat hy nie van die wegraping nie, alhoewel hulle dit ook nie gaan weet nie, maar van sy fisiese tweede koms, 7 jaar na die wegraping. Hy praat met Jode gedurende die verdrukking en nie met kinders van God voor die wegraping nie, want die wegraping was nog in Matteus 24 'n verborgenheid. Dan sal selfs niemand die dag en die uur weet nie. Maar tekens sal hulle 'n aanduiding gee in die verdrukking van die nabyheid daarvan. Daarom gebruik hy die gelykenis van die vyeboom. Want die blare toon die naderende somer en die tyd dat hulle vrugte kan verwag. So hulle gaan nie weet wanneer dit plaasvind. Onthou nou, die Jode wat Jesus as Messias verwerp het, gaan as die wegraping plaasvind het, niks weet van nog 7 jaar nie. So aan die ander woorde, hy gebruik die gelykenis van die vyeboom en sê, dis so onbekend, maar daar gaan tekens wees soos wat julle die somer sien kom, as julle blare aan die vyebome sien. As die vyeboom begin bot. Dis onmoontlik om die dag en die uur van die wegraping te bepaal, omdat Jesus sê, met al die tekens voor die tweede koms, niemand dit sal weet nie. Ek sê altyd, hy weet waarvan hy praat. Daar's 'n 4de sleutelpunt wat ons hier uithaal, en dit is dat datumbepalers hou van die teksvers in Lukas 21, waar hy sê, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, hef julle hoofde op, want julle verlossing is naby. Lukas 21 praat van die gebeure voor sy sigbare koms. Wanneer julle hierdie dinge gebeur, wanneer julle die anti-kris sien in die tempel, wanneer julle al hierdie gruwelikhede en oordeele en dinge sien gebeur, moet julle weet dat julle verlossing naby is. Dis nie die verlossing met die wegraping nie. Lukas 21 vers 27 sê, hoor nou, hy sê, dan sal hulle die seun van die mens sien kom op 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag wat hierdie dinge sien, sal sekerlik verbygaan, voordat alles gebeur het. Dit beteken nie, dat van 1948 af, en ons gaan by die volgende geleentheid daarby stilstaan. Dit beteken nie dat met die
totstandkoming van Israel as staat, een geslag verder, hierdie geslag is, waarvan Jesus hier in Lukas 21 praat. Hy praat van die geslag wat sal lewe in die verdrukking tydens die wederkoms. Van julle hierdie goed sien, moet julle weet, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat die koms, die sigbare koms van Jesus gaan plaasvind. Hy praat net soos in Matteus 24 met die volk Israel gedurende die verdrukking en hy fokus op Jesus se sigbare koms, Lukas 21 vers 26. Die 5de sleutelpunt is nog 'n verdraaiing van die skrif. Neem hierdie datumbepalers om hulle datums mee te kies en te bepaal en uit te werk. Hulle verdraai die skrif deur hierdie datumbepalers. Want verder wat nog 'n verdraaiing is die gedeelte wat sê die dag en die uur weet niemand nie. Is volgens datumbepalers 'n sogenaamde Joodse idioom wat na die fees van die trompette wys. Aangesien die fees van die trompette op 'n nuwe maand plaasvind en niemand die werklike tyd weet nie. En hulle so by die datum van September uitkom. Hulle hou die fees van trompette omdat dit die nuwe maand is, moet 2 getuies die nuwe maand sien. En om dit seker te maak, is die fees van die trompette oor 2 dae om seker te maak dat hulle die regte dag die trompette blaas. En nou sê die datumbepalers, dis 'n Joodse idioom wat verwys na die fees van die trompette met die nuwe maand. En nou kom hulle en hulle sê, dit moet in September wees. Die konteks hiervan is ook tweede koms en nie wegraping. Die 6de sleutelpunt. Die skrif na sy voltooiing is volledig en korrek en hy het niks nodig anders dat iemand of iets moet meer openbaar as die voltooide woorde van God nie. So nadat die Bybel geskryf is, lees ons dat dis volmaak. Paulus sê in Korintiërs 13, as die volmaakte gekom het. Daar's niemand nodig om met 'n nuwe openbaring te kom. Daar sal nie nuwe openbarings wees nie, want die skrif is volmaak. Ons kan dalk die skrif beter verstaan, maar daar gaan nooit weer nuwe openbarings kom nie. Nuwe datums, nuwe verwikkelinge nie. Dit is wat Paulus praat, as hy in 1 Korintiërs 13 sê, vers 9 en 10, want ons ken ten dele, onthou nou, toe hy geskryf was die woord nog nie voltooi nie, en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dis nie die koms van Jesus nie, dis die voltooiing van die kanon. Dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Dan sal die profesie ophou, sê hy, en tale en alles sal ophou, maar dan sal die liefde, die uitsluitlike en die oorgroote waarborg en alles oorheersende mag wees. Hoor wat sê die apostel Paulus self, die apostel Petrus verskoon, aangaande hulle belewenis op die berg van verheerliking met die Here Jesus. Hulle sien Jesus, Petrus, Jakobus en Johannes word saam met Jesus in Matteus 17 op die berg van verheerliking gevat. En daar sien hulle Moses en Elia met Jesus praat. Hulle sien dus Jesus in sy toekomstige aardse koninkryk. En hulle belewe iets daarvan. Ek wil graag vir jou Petrus se weergawe lees in sy sendbrief. 2 Petrus 1 vers 16. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg. Toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Hy praat van Matteus 17, die verheerliking op die berg. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterlike heerlikheid tot hom gekom het. En die stem het gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hoor nou. En hierdie stem
het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Petrus praat met Jode. Petrus skryf nie soos Paulus aan die heidene nie. Hy praat met die Jode in verstrooiing. Hy sê hierdie profetiese woord is vas en julle moet vashou, soos wat 'n lamp 'n donker plek verlig totdat die dag aanbreek en julle die môrester die Here Jesus in julle harte kan opgaan en hy dan gaan kom. Terwyl julle weet, veral moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Petrus self sê, daar is nie nuwe openbarings nie. Hoe seker en vas kan dit dan nie wees nie? Die woord is vas, volkome, volledig. Geen nuwe openbarings nodig. Nie eers van die mees geestelikstes onder ons vandag kan waag om 'n nuwe openbaring te bied, want Petrus sê die profetiese woord is vas. God gee dit deur die Heilige Gees en dis nie die opinie van 'n mens nie. Die Heilige Gees spreek tot ons deur sy woord en nie in kontras met sy woord nie. Ook nie deur drome of gesigte, so sommige van hierdie datumbepalers meen, God het aan hulle gedoen en hierdie wonderlikheid aan hulle geopenbaar nie. Ek wil hier staak. Ons sal aangaan by die laaste aflewering met die laaste paar sleutelpunte en dan 'n opsomming en 'n samevatting maak. En ek hoop dat die Here hierdie woord in julle harte sal seën.